Vader, Hemels Here, U wat die wêreld geskep het en ons deel gemaak het hiervan. Dankie dat U 'n wêreld geskep het en 'n mensdom geskep het deur middel waarvan U vir ons wil leer wat U liefde is, Here, en hoe ver die liefde vir ons strek. En dankie sommer net vir die hier wees. En Here, dankie dat Here Jesus, dat U gekom het vir ons, Heilige Gees, dankie dat U met ons is, dat U die pad saam met ons stap, U ons begelei en lei, dat dit U woorde is waarna ons kyk, en help ons asseblief vanaand, Here, om Jesus se aangesig baie duidelik te sien in hierdie bladsy wat ons gaan saam aan werk en gaan kyk, Here, en so lei ons almal vanaand, so vir my, vir U gehoor, almal van ons wat hier sit vanaand, en laat ons lekker ontspan, ons koenes 'n bietjie uitskop en net vir 'n paar oomblikke vergeet wat om ons aangaan. Ja, as in mag wat ons vanaand doen, sommer maak dat ons vanaand lekker gaan slaap en môreoggend met nuwe ywer die bed het gaan opspring met 'n huppel in ons stap op pad werk toe, Here, lei ons asseblief. In Jesus naam en almal antwoord. Amen. Right, ons is by Handelinge 15, is ek reg? So ons het tot by Handelinge 14 gekom tot en met Handelinge 14. Ons het daarso net gekyk laas keer na Paulus se eerste sendingreis van hoofstuk 13 af tot eintlik 13 en 14. So, julle het nou al so ons sien nou daarso, julle gaan nou net die ander kaart sien. So julle sien nou daarso is Jerusalem en daar's Antiochië. Daar's die ander enetjie, né, wat julle nou onthou, die een in Galasië. En die eerste sendingreis het Paulus so omgegaan. Daar's 'n paar Salamis, Pafos daar op Cyprus. Antiochië, Iconium, Lystra, Derbe, boom, right, en het teruggekom en nou weer teruggegaan. So ons sien van die begin af, ons het laas keer gekyk na die konflik wat Paulus in elke dorp of stad optel, en die konflik is altyd as gevolg van die Jode, want hy en daar's natuurlik 'n klomp redes hoekom Jode vir hom kwaad is, né, want hy dis nie dat hy die wet verwerp nie, maar hy gee die wet heeltemal 'n nuwe gestalte. Dit is totaal al revolusionêr vir die Jode gewees, en so hulle om Jesus alleen net te aanvaar is vir hulle regtig baie moeilik, veral, en natuurlik deel van die rede is hulle godsdienst, die Joodse godsdienst, is deel van hulle kulturele tradisie geword, né? So jy moet verstaan, om vir hulle om Jesus te aanvaar, moet hulle eintlik aanvaar dat 'n klomp van hierdie kulturele tradisies wat deel van hulle Joodsheid geword het, dat hulle dit nie wil opgee nie. Dis eintlik baie van dieselfde probleme wat ons vandag mee sit, né? So hulle het eintlik gesit met 'n tipe van die Joods nasionalisme van wat baie keer in die Ou Testament figureer, nie van God af nie, maar van die mense self af, is oorgedra na hulle toe. En so as hulle die evangelie hoor, dan sien hulle hierdie nuwe evangelie van Jesus uit genade, sien hulle as 'n bedreiging vir hulle tradisies en vir hulle Israel nasionalisme. En so vir die mense wat nie oop was vir God se nuwe werking in die geskiedenis nie, en wat sy werking gesien het as 'n progressiewe stuk heilsgeskiedenis, reddingsgeskiedenis, deur middel waarvan die Here homself progressief openbaar nie, dan reageer jy vanuit jou nasionalisme en vanuit jou Joodsheid. So geen wonder nie dat elke plek waar Paulus gekom het, is dit in konflik. Dis die ene rede. Die ander rede is dat in die Ou Testament, omdat hulle die boodskap van die Here oor die nasies net nie gehoor het nie, hulle het nog maar net soveel gediskrimineer teen die nasies, en die nasies teen hulle, en om daai rede het hulle altyd gereageer op die nasies, op die Assiriërs en op die Babyloniërs en die Siriërs en die Persiërs, en almal het hulle reageer met vernyn en met dit het eintlik net hulle nasionalisme versterk. En nou is Paulus se boodskap, die hart van sy boodskap, van Pinkster af tot nou toe, is dat in Jesus moet ons nuwe gemeenskappe vorm, waar ons saam met die ander nasies in een gemeente is, en saam met hulle in een gemeenskap. En die Jode is gewoon om te dink, hulle moet hulle self weghou van die nasies af. Dis wat hulle vir hulle self vertel het in die Ou Testament. So dit was vir hulle 'n geweldige aanpassing. So nou is die vraag, die natuurlike vraag wat nou kom is, okay, so as die heidene dan nou deel word ewe skielik van ons Joodse storie, want Paulus, hulle almal het nog steeds die Christelike storie, die ontwikkeling, die koms van Jesus, die uitstorting van die Heilige Gees nog steeds gesien as die groei van die Joodse storie, né? Ons het dit laas keer gesê, Paulus het nie gedink hulle begin 'n nuwe godsdiens nie. Hulle het almal net gereken dit is die vervulling
Jesus is die vervulling van die storie van God in die Ou Testament. So nou die ouens gedink, okay, so goed, so goed, dis alright, ons sal die heidene ontvang, hulle kan maar kom, ons glo nou in Jesus, lyk my, hy maak het oop, so het party ouens nou dan aangeneem, die wat Jesus aangeneem het, maar nou sê, maar wag, wait a minute, nou moet hulle skielik saam met die heidene leef, nou moet hulle skouers skuur saam met hulle, dit is 'n nuwe gemeenskap, en daar's geweldige kulturele clashes, hulle is een in die geloof, maar onthou nie, die heidene het nie die Joodse agtergrond nie, hulle het nie die goed van die reinigingswette voor ete, hulle het nie die besnydenis nie, hulle is nie gewoond daaraan nie, hulle kom na Jesus toe, soos wat Paulus en die mense vir hulle sê, maar die Jode sê, maar wait a minute, hierdie is toch vervulling van die Joodse ding, so ons gaan nog steeds Jode wees, ons gaan nog steeds ons hande was voor die tyd, en jy weet, die reinigingsceremonies doen, en ons gaan nog steeds ons snaakse goedjies aanvang, jy weet, in ons daaglikse lewenstyl, ons gaan nog steeds synagoges toe, ons gaan nog steeds, as in Jerusalem is tempel toe, ons doen nog al die goeders, maar nou moet ons saam met die heidene leef, en hulle wil dit nie doen nie. En so, nou is daar groepe binne die gemeente, en ons sien in Galasiërs 2, sien ons hierdie geweldige spanning, selfs tussen die pilare van die kerk, weet, Paulus en Petrus, ons sien in Galasiërs 2, julle onthou ons nou net van toe ons Galasiërs gedoen het laas kwartaal, of die vorige kwartaal, die eerste kwartaal, dat daar was konflik, selfs tussen Paulus en Petrus, want alhoewel Petrus die evangelie reg geglo het, as dit in die Jode was, of liewer hulle gemengde groep, en daar was baie invloedryke Jode by, was hy so bang vir hulle, dat hy liewer soort van maar, jy weet, saam met hulle geëet het, en soort hulle hom nie veroordeel nie, en dat hy die heidene op hulle plek gelo, en dis waarom Paulus hom baie slegte regwys. So, jy kan sien, dis typiese oorgangsstorie, is 'n typiese nuwe origin storie, daar's 'n nuwe fase, 'n nuwe era waarin die Here werk, so die groot vraag wat die Christene nou mee struggle, is, wat moet ons eise van die heidengelowiges wees, wat ook nou tot geloof kom? Ten opsigte van die wet, né? Wat moet hulle, goed, so die wet geld nou nie, maar jy moet onthou, dit is nie iets wat vir die Jode natuurlik gekom het, ek en jy, ons is nie Jode nie, so ons kyk terug, is maklik vir ons om te sê, nee, simpel Jode, hoe kan hulle nou verwag, ons moet al hierdie goed, maar onthou, ons is nie Jode nie, maar hulle het so groot geword, dit is so vir ons te vra, ons moet Afrikaner nasionalisme nou neerlê, en ons moet ophou karring oor al die Afrikaner en ons is, en die goeders en ons moet nou saam met die mense werk. Ons sal net so in opstand kom, en so die evangelie bring baie nuwe radikale challenges vir enige vorm van plaaslike nasionalisme. Alright, so nou is die vraag. So Paulus het sy eerste sendingreis, en ons weet nou, sy eerste sendingreis, was nie regtig die eerste keer wat hy sendingwerk doen nie, ons sien dit ons nou in Handelinge, vandat hy tot geloof gekom het in Handelinge 9 daar in Damaskus, het hy dadelik begin preek, Arabië toe, weer terug, toe sy Jerusalem toe, 15 dae by Petrus gebly, vir dinges ontmoet, vir Jakobus ook, en het bietjie met Barnabas skouers geskuur, Barnabas stuur hom terug, dan na Tarsus toe, en hy daar bo in Sirië en Cilicië, dis nou daar, het hy gaan goeders aanvang, né? En so Tarsus is nou daar iewers. Is dit nou, ek kan nie mooi lees nie, maar ek dink is Tarsus daai. Goed, so nou is dit die groot vraag, wat moet ons doen? En wat moet die Jode nou doen met hulle nuwe identiteit in Jesus? Wat moet hulle bereid wees om op te offer, en wat moet die heidene bereid wees om op te offer? So dit gaan altyd oor, in die lig van die evangelie, hoe leef ons saam? Dis 'n kardinale, dis as jy kom omtrent die sentrum van die Handelingeboek, is dit die volgende hoofstuk 15, waar die ouens besluit, dit gebeur omtrent, ons het mekaar gesê, die eerste sendingreis van Paulus, vind plaas, miskien enigiets tussen 47 en 49, dit kon nog net 48 en 49 gewees het, of 47 en 48, ons is nie seker nie, en so hierdie ouens besluit het, ons kan nie net evangeliseer nie, ons moet begin teologies dink nou, wat is die implikasies van Jesus se koms na die wêreld toe, vir ons saamleef met die nasies, en dis waar hoofstuk 15 gaan, so dis die groot vergadering in Jerusalem, en ons het in Galasiërs gesien in die eerste kwartaal, dat Jerusalem, die gemeente in Jerusalem was steeds maar beskou as die myn gemeente. Eintlik die Christelike kerk in die eerste 3 eeue, van die eerste eeu, kom ons sê vir veiligheid, maar nie die eerste eeu, kom ons begin daar, het 2 hoofkantore gehad, 2, jy weet, baie soos die moslims vandag het, hulle weet Medina en Mekka, so hulle twee groot stede. Nou net op 'n ander vlak, is Jerusalem en Antiochië, was die vroeë kerk se groot, noem dit nou maar, sterkste kerkbewegings, so die Jerusalem kerk is soort van eintlik maar die hoof van die hele kerk gewees, hulle was beskou as die mees autoritair gewees, en dan natuurlik Antiochië was soort van die
hulle het die sendingvisie gedryf van die evangelie. En hulle was nie opponerend, daar was konflik tussen hulle as gevolg van die wet en so meer, maar hulle was nie regtig teologies, het hulle mekaar nie gesien as oppositie nie, natuurlik nie, maar hulle moes die vraag antwoord, wat gaan ons doen? So almal kom van Antiochia, van verskeie ander plekke, gaan Jerusalem toe, om vergadering te hou, wat moet ons maak met die wet? En wat moet ons maak met die heidene? Die Jode het die gevoel, maar hulle eien nog steeds vir hulle die evangelie toe, want dit het by hulle begin, en die ouens moet nou maak soos wat hulle in hulle tradisie gewoond is, en nou te leer die vergadering. Alright, so in hoofstuk 15, vers 1 sien ons dit. Na toe mense van Judea afgekom, en die gelowiges wys gemaak, as julle die gebruik van Moses nakom, as julle nie die gebruik van Moses nakom, deur julle te laat besny nie, kan julle nie gered word nie. So dis die Galasiër boodskap hierdie, né? Onthou julle daai? Die Judaiseerders wat van Galasië afgekom het, hulle het gesê, jy moet Jesus aanneem, dis reg, maar jy moet nog die wet ook onderhou. So daar was 'n beweging, dis waar die konflik vandaan gekom, daar's 'n klomp ouens wat hierdie goed geglo het. So ja, ek word in Jesus gered, maar ek word voltooi deur die wet. En ons het nou, as jy nou bietjie wil weet hoe dit gewerk, doen net die eerste, as jy dalk nie hier was, die eerste kwartaal toe ons Galasiërs gedoen het nie, kyk die Galasiërs video's deur, daar so 4 of 5 van hulle, dan sal julle sien. Goed, so, vers 2, toe Paulus en Barnabas hulle daarteen verset, en 'n heftige meningverskil met hulle betrokke geraak het, is daar besluit, dat hulle twee en nog 'n paar ander van die gemeente na die apostels en ouderlinge in Jerusalem moet gaan in verband met hierdie vraagstuk. So dis die eerste groot teologiese vraagstuk wat die ouens gehad het. Hierdie moet ons uitsorteer. Okay. So in vers 3 sien ons, nadat die gemeente hulle van die genodigde reis voorsien het, is nou Antiochia, né, is hulle deur Fenisië en Samaria en vertel, het hulle gegaan en vertel van die bekering van die heidene. So, hoekom doen hulle dit? So, hulle wil vir die ouens in Jerusalem net verduidelik, dat dieselfde evangelie wat hulle aanhang as die Jode, werk net soveel in die heidene. Die heidene is ontvanklik vir die boodskap. En net soveel soos wat die Heilige Gees in hulle as Joodse Christene werk en ouens kom tot geloof, net soveel werk die Heilige Gees in die nasies. Ons het ons daar al gesien in hoofstuk 10 ook, nou, die tweede uitstorting van die Heilige Gees by Kornelius se huis en so aan. En dan hieroor was al die gelowiges baie bly. So hulle het 'n openheid gehad. Hulle sê, wow, okay, so dis amazing. Toe hulle in Jerusalem aankom, is hulle deur die gemeente die apostels en ouderlinge verwelkom. Hulle het vertel wat God alles deur hulle gedoen het. Maar party van die gelowiges wat vroeër Fariseërs was, so hulle is baie streng volgens die wet, het na vore gekom en gesê, die bekeerlinge moet besny word en aangesê word om die wet van Moses te onderhou. Dis tog 'n Joodse godsdienst hierdie al. Is dit nou 'n nuwe baadjie in Jesus? Vers 6, die apostels en die ouderlinge het toe bymekaar gekom om hierdie vraagstuk te bespreek. Na 'n lang bespreking het Petrus opgestaan en hulle gesê, broers, julle weet dat God my al lankal uit julle geleerdere gekies het. So hier kom Petrus. Nou Petrus se stem is belangrik. Dis belangrik dat hy die eerste stem is, want hy verteenwoordig in 'n groot mate die kerk in Jerusalem. Weereens as jy Galasiërs 2 lees, dan sien jy dat Paulus skryf, die Here het die bediening van die heidene aan my toevertrou en die bediening aan die Jode aan Petrus toevertrou. En so Petrus is verteenwoordigend van veral van die Joodse segment van die Christelike kerk. So dis belangrik dat hy moet opstaan en dat hy sê, so hier vertel Petrus nou presies wat met hom gebeur het as 'n Jood wat Jesus gevolg en geken het en hy tot geloof gekom en hy sien wie wat en en hy vertel die hele ding van Kornelius en hy verduidelik wat gebeur het en die ouens het in tale gepraat en alles, net soos op Pinksterdag in Jerusalem in Handelinge 2 en hy verduidelik vir hulle die hele storie en dan sê hy, ons moenie God se geduld op die proef stel nie, ons moet hierdie ouens, die heidene hoef nie die hele wet te onderhou nie. En dan vers 12 staan daar, daarna het al die mense stil gebly en na Barnabas en Paulus geluister. Hulle het vertel van die tekens en wonders, wat God deur hulle onder die heidene nasies gedoen het. Toe hulle klaar was, toe sien Jakobus. Nou Jakobus is ook belangrik, want hy is eintlik die leier, né? Petrus was een van die pilare in Galasiërs 2 waar Petrus, Johannes en Jakobus word gelys as die 3 pilare van die kerk, né? Stoeloi in Grieks. Hulle is die ouens op wie die kerk in Jerusalem gebou is. Hulle het die gesag gehad. Jakobus was die groot kokkedoor. Hy was die broer van Jesus. Hy was nie gelowig toe Jesus nog hier op aarde was nie, of liewer voor sy opstanding nie, maar kyk, toe sy boetie opstaan uit die dood, toe sy in het.
En toe word hy die gesag in die kerk in Jerusalem. So vers 13, toe hulle klaar was sê Jakobus, broers, luister na my. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om die heidene nasies om te sien, deur vir 'n volk uit hulle te versamel. So hierdie ouens verstaan dit. Hulle weet met hulle kop en hulle verstande, hierdie is die regte ding. Dan gaan hy deur die profete en so aan. En dan sê hy verder in vers 18, dis van ouds af bekend, daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer nie. Maar ons moet vir hulle skrywe om nie vleis te eet wat aan 'n afgod geoffer is nie, want dit is onrein, dat hulle onsedelikheid moet vermy, geen dier wat verwrig is moet eet nie en ook nie bloed nie. So, hulle sê, okay, weet wat, ons kan die ouens vryskeld van die wet, maar hulle moet ten minste hierdie 4 goeders doen. Hulle moet dan ten minste net nie vleis eet wat aan 'n afgod geoffer is nie. Nou hierdie 4 goed saam, vleis vermy wat aan afgod geoffer is, nie onsedelikheid moet vermy nie, geen dier moet verwrig nie, en ook nie bloed nie. Daai 4 goed is eintlik die goed wat in 'n heidense tempel plaasgevind het. So wat hulle eintlik net sê is, vir my afgodery, dis die een model van interpretasie, dis die een manier hoe jy hierdie 4 goed kan interpreteer. Ander ouens sê, nee, dit is wel Joodse voorskrifte wat die ouens hierso gee, wat hulle dan net sê, dit gaan hulle soort van help om die evangelie suiwer te hou. Maar ons sien egter die kerk se denke het baie ontwikkel hieroor. En as jy 1 Korintiërs 8 en 10 lees, dan sê Paulus vir die mense, nee man, hierdie is ook nie belangrik nie. Dit maak ook nie meer saak nie. So die kerk se denke het ook ontwikkel. En ek dink ek is dalk meer by die tweede interpretasie van dat die ouens het bedoel met goeie bedoelings, net te sê, okay, weet jy wat, net om seker te maak ons vermy afgodery, vermy net hierdie 4 goeders, as jy heiden is en jy kom tot geloof in Jesus, vermy net hierdie 4 goeders, maar dat die kerk later weer daaroor gedink het en later besef het, wie man, hoekom nou as jy die hele wet in elk geval nou afskryf nie, maar ja, wel afskryf in terme van hoef jy dit te doen nie, hoekom moet hulle hierdie goeders doen? Dit is nie fundamenteel tot die evangelie nie. En maar goed, maar kom ons lees dan. En dan sien ons dan in die apostels, het hulle 'n brief saamgestel, wat hulle vir die heidene nasies verduidelik, wat moet hulle doen, en so, dan vers 23 staan daar, hulle die volgende brief saamgestuur. Van die apostels en ouderlinge, dis nou vers 23, né? Ekskuus wat ek gesê, ek dink 23 staan. Hulle het die volgende brief saamgestuur van die apostels en die ouderlinge, julle broers, aan die gelowiges uit die heidendom in Antiochië, Sirië en Cilicië, groete. Ons gehoor dat mense van ons af gekom het met julle verwar en ontstel het deur dinge te sê waarvoor hulle geen opdrag van ons ontvang het nie. So hierdie gesag van die kerk, né? Hierdie ouens wat sê moet weer besny word, kom nie van ons af nie. Ons is die kerk in Jerusalem, ons het die gesag, ons sê vir hulle hierdie kom nie van ons af nie. Vers 25. Daarom het ons eenparig, hierdie is baie mooi. Ons het eenparig besluit, die eerste en enigste kerkraadsvergadering wat ooit eenparig was. Daarom het ons eenparig besluit om manne te kies en na julle toe te stuur. Hulle vergesel ons geliefde Barnabas en Paulus, wat hulle lewe gewaag het vir die naam van ons Here Jesus Christus. Ons stuur nou vir Judas en Silas om ook mondeling hierdie dinge aan julle oor te dra. Die Heilige Gees en ons, oor daai vennootskap, net as in God en die mense. Die Heilige Gees en ons het besluit om geen verder las op julle te lê, as net hierdie noodsaaklike dinge nie. Dat julle nie vleis moet eet wat aan afgod geoffer is nie, ook nie bloed nie en ook geen dier wat verwrig is nie, en dat julle onsedelikheid moet vermy. As julle van hierdie dinge weerhou, doen julle reg. Hartlike groete. So jy moet verstaan wat 'n mindshift was hierdie gewees in die vroeë kerk, né, vir Jode. Maar wat hulle opgeoffer het, hierdie was 'n geweldige opoffering van die Jode se kant af. Dit beteken hulle daarmee gesê, wie wat, ons gaan nou saam met ons boeties en sissies wat van die heidene nasies afkom, ons gaan saam met hulle kuier, ons gaan saam met hulle eet, ons gaan saam met hulle gemeenskappe, en ons van ons kant af gaan nie van hulle verwag dat hulle soos ons moet optree nie. As ons saam met hulle is, as hulle net aan hierdie 4 goedjies kan voldoen, dan gaan dit great wees. So vers 30 sê die afgevaardigdes het afskeid geneem en na Antiochië toe gegaan. Daar het hulle al die gelowiges bymekaar laat kom en die brief oorhandig. En so dit is nou daar besig om te gebeur. So hierdie vergadering het in laat 49 waarskynlik plaasgevind, van middel tot laat 49 na Christus, net na die eerste sendingreis, né? Nou net vir julle, ons het nou nie so vreeslik baie tyd nie, so ek wil nie julle aandag aflei nie, maar kan julle sien hoe belangrik of hoe significant die Galasiërbrief se datering eintlik nogal is? Want daar's ouens wat sê die Galasiërbrief
was die heel eerste brief wat Paulus geskryf het. So hy het dit geskryf net na net na die eerste sendingreis, net voor hierdie vergadering. Nou as dit so is, beteken dit hierdie vergadering met al die probleme opgelos. Né? Want dan is daar geen brief van Paulus wat vreeslik op hierdie goed klem lê, behalwe dit in die algemeen praat oor die rol van die wet en genade en so. Maar as hy in 53 geskryf is, soos wat meeste van ons eintlik dink is, beteken dit hierdie vergadering het nie alles opgelos nie. En Paulus moes nog steeds die Galasiërbrief skryf om hierdie ouens reg te help, né? So dis nog 'n interessante ding oor nou ons dink Galasiërs is daar's regtig gesagvolle mense wat sê hy's voor hierdie vergadering geskryf en as daar baie gesagvolle mense wat sê nee, hy's eers na die tweede sendingreis geskryf tydens die derde sendingreis toe Paulus in Efese gebly het, so van 52 tot 55. Maar in elk geval, dit is net interessant. So dit is hoe mense teologiese standpunte inneem, né? Want afhangende van wanneer jy die Galasiërbrief plaas, het dit so klein teologiese verskuiwing wat nogal plaasvind as jy afhangende van waar jy hom dateer. Goed. Maar okay, dan sien ons in vers 36. Kom ons begin by 35. Paulus en Barnabas het 'n tyd lank in Antiochië gebly, en dan is hy na die eerste sendingreis, na die vergadering in Jerusalem. En saam met baie ander onderrig gegee in die woord van die Here verkondig. 'n Tydjie later, vers 36, het Paulus vir Barnabas gesê: "Kom ons gaan en kyk hoe dit met die gelowiges in al die stede gaan waar ons die woord van die Here verkondig het." Nou wil hulle weer oor al die gemeentes gaan en die ouens gaan versterk. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem, maar Paulus het gedink, dis nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het nie. Onthou julle in Handelinge 13 dat Barnabas hulle verlaat, né? En hy het baie meer wes getravel en hulle het aangegaan. Nou, hulle het nie in Handelinge 13 gesê hoekom dit gebeur het nie, maar hier kan jy duidelik sien Paulus voel daai was nie 'n goeie move gewees nie. Barnabas het hulle gedrop. Vers 39, hieroor het hulle so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem, dit is natuurlik sy neef gewees, hy het nie groot keuse gehad nie, en hy het met 'n skip na Siprus toe vertrek, so hulle het weer, so wat het Barnabas en dinges gedoen? Markus, hulle dieselfde roete gevat, wat Paulus hulle gedoen het in die eerste sendingreis, né? So hulle gaan daai roete om. Dis waarom Paulus hulle aan die ander kant omgaan. So van die tweede sendingreis af, gaan hulle noord om, daar deur Tarsus, en dan Derbe, Lystra, Ikonium, boom, en dan Antiochië toe. So Paulus het vir Silas gevat, vers 40, en vertrek. Nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is, hy het deur Sirië en Cilicië gereis en die gemeentes geestelik versterk. So, nou sien jy hier in hoofstuk 16, dat hulle het probeer om kom ek gee wys die tweede kaart, makliker wees. Okay, so daaronder is Jerusalem nou, né? So ek moes 'n bietjie afsny daarso. So Barnabas en Johannes, Markus het hierdie kant omgegaan. Paulus hulle het daai kant omgegaan. Boom. So daar het Tarsus, Derbe, Lystra, Ikonium en so aan. En toe wou hulle wou toe Klein-Asië toe gaan, die Here het hulle verhinder. Dis wat hier staan in Handelinge 16 die eerste gedeelte. En toe wou hulle soontoe toe gaan dan na Betinia toe, toe hulle daar verhinder. En toe gaan hulle maar hierdie kant toe. En toe beland hulle aan Troas. Dis baie interessant. Ek kan nie by Paulus sien, hy het nie vreeslik, as jy sien hoe hy dit lyk nie asof hy vreeslike plan gehad het oor waar hy gaan nie. Hy het probeer, dis nie asof hy van die Here af gehoor het, hoorie, vat in die pad, gaan hierdeur en dan maak hy so. Dit nie van baie saak gemaak nie. Wat die Here hom voor geroep het is om die evangelie aan die heidene te verkondig. Hoe hy dit doen, het Paulus, lyk my, seemingly gedink, hy het die wêreldse vryheid. En hy het. Die Here sal homself stuur of omkeer, en dis presies wat daar so gebeur het. So hulle probeer by al hierdie plekkies inkom, en die Heilige Gees verhinder hulle, en op die einde beland hulle in Troas, en goed, kom ons lees eers van vers 6 af, 16 vers 6, so net seker, hulle is nou daar, in Troas, hulle was nog nooit daar gewees nie, né? Hulle reis nou verder in terme van sendingwerk, wat hulle nog ooit gereis het van Antiochië af. Nou, julle is met my. So dis 'n belangrike ding. So hulle is daar op die Weskus, en by the way, Troas is die hoogs waarskynlike location van die antieke Troy, né? So hulle
hulle is nou daar. So in vers 6, 16 vers 6. Hulle daarna deur die gebied Frigië en Galasië verheers om die Heilige Gees hulle verhinder het om die woord in provinsie Asië te verkondig. Toe hulle by die grens van Misië kom, ek kan nie verder gaan. Ja. Vers 8. Hulle toe deur Misië gereis en na Troas toe gegaan. Daar het Paulus in die nag 'n gesig gesien. So hier lei die Here hom vir die eerste keer pertinent. En 'n Macedoniese man gesien wat by hom staan en hom smeek, kom oor na Macedonië toe en help ons. So, hulle sit nou daarso, daar in Troas kry hy 'n gesig van 'n ou wat waar bly. Daar in Macedonië, né? So Macedonië is Noord-Griekeland. Griekeland het 2 provinsies uit bestaan, Macedonië in die noorde, armoedige gemeentes en mense daar, en dan het hy die meer die nobility van Griekeland het in die suide gebly in Agaia, daar waar Korinthe en Athene was. So hy kry gesig daar in Troas van 'n ou wat daar in Macedonië staan en vir hom sê asseblief kom help ons, en dit is vir hom die teken dat die Here hulle roep na Macedonië toe. Na Macedonië toe. En nou sal jy sien die eerste sendingreis het 'n bepaalde fokus. Eintlik die hele gebied van Galasië is min of meer die fokus. Die tweede sendingreis is die fokus hoofsaaklik op Griekeland. So jy kan sien, hulle praat baie vinnig van hoe Paulus net weer hierdeur gereis. Hulle Lukas maak nie 'n vreeslike ding daarvan nie. Vertel net vinnig. Hulle is hierdeur, hulle bietjie probeer met hoe land hulle dan toe sal daar. Okay. So jy kan sien die rede kom uit die tweede sendingreis insluit is om klem te lê op Griekeland. So die sendingwerk brei nou uit na Griekeland toe. Dis so heidens soos wat jy kan kry. Die Grieks-Romeinse kultuur bekend gestaan as 'n verskriklike terrible kultuur om van deel te wees. So die gesig gesien en dan sien ons vers 11. Ons het van Troas af weggevaar, reguit koers gehou na Samothrake. Samothrake is daai eilandjie daar in die middel. So hulle travel altyd daar, boom tot by Samothrake en dan gaan hulle Neapolis toe. Waar's Neapolis? Ek kan nie mooi sien nie. Is dit daar? As hy. So Neapolis was net 'n stad nie. Dis net 'n hawe. So jy moet daar jou skip land daar aan en dan kan jy eintlik gaan slaap nie. Dan moet jy dadelik Filippi toe trek, want Filippi is so 10 km van Neapolis af. So jy moet van daar af moet jy dadelik Filippi toe gaan. So ons sien, hulle gaan Samothrake toe en die volgende dag na Neapolis toe. So hulle het oorgeslaap op Samothrake, volgende oggend vertrek na Filippi toe. Ekskuus, na Neapolis toe. Vers 12. Daarvandaan is ons Filippi toe. Nou onthou nou, dis aan wie die brief van die Filippense skryf. Hy het hulle nog nooit ontmoet nie. Hy was nog nie daar nie. Ons weet nie of hy die daar was nie. Hy kon seker al daar wees toe in sy kinderjare of wat ook al, maar dis die eerste keer dat die sendingwerk daar sou kom. Okay, so nou begin die storie uitbrei. Nou is hulle Macedonië, nou vertel Lukas, nou rek hy die storie uit, want hy wil klem lê op Macedonië. 'n Belangrike stad staan daar in die deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. Dit is 'n Romeinse kolonie want in 42 voor Christus het Mark Antony en wie was sy handlanger? Octavianus het vir Cassius en Brutus, Julius Caesar se moordenaars daar verslaan, né, by Filippi. Die stad Filippi kom van Alexander die Grote se pa af. Wat sy naam was Philippus die Tweede, die Macedoniër. So Alexander kom van Macedonië af. Sy pa was 'n baie trotse Macedoniër. Philippus die Tweede. En so die stad Filippi is verwys na Alexander se pa. Wanneer het Alexander min of meer geleef? Wie weet? Morles. 3 eeue vroeër, né? So Alexander is dood in 323 voor Christus. Sy pa is hulle het hom vermoor, ek dink by 332. Nee, dis bietjie vroeër, 336. Is sy pa vermoor deur een van sy ou soldate, maar nadat hy die hele Griekse stadsstate almal verenig het. So Philippus die Tweede was 'n belangrike ou geweest, maar hier is 'n interessante ding. As jy net 'n bietjie oos gaan, wes, so daarso is Filippi nou daar en daar's Thessalonika. Nou wie is Thessalonika vernoem? Alexander die Grote se dogter. Haar naam was Thessaloniki. Right? So dis so jy kan sien die dorp en alles toon geweldige jy weet 'n tradisie in terme van Alexander die Grote, die geweldige helleniseringsproses waarmee hy besig was en so. So hier kom hulle in die stad Filippi. Okay, so is nie nou in Thessalonika nie, is nou in Filippi. Ek het maar net bietjie vooruitgespring sodat julle net om julle bietjie te entertain.
Right. So ons sien daarso op die so dis 'n Romeinse kolonie, baie van die ouens daar, hulle het nie belasting betaal nie. Die oorlogsveterane het afgetree in beide Korinte en in Filippi. Goed, so hulle is nou daar. So vers 13, op die Sabbatdag is ons na die rivier toe, buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het daar gaan sit en met die vroue gaan praat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het was 'n vrou in die naam van Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedryf met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. So Thyatira is een van die 7 gemeentes waaraan Johannes skryf in Openbaring, Klein-Asië. Hy is daar iewers in daai omgewingkie. So daar's 'n vrou in Filippi, sy kom van Thyatira. So Thyatira was bekend vir sy purper, vir sy pers en purper wol en kledingstukke. Purper was verskriklik duur geweest. Hulle moes bloed trek uit die are van seeslakke. So dis 'n geweldige delikate ding geweest. Baie van die Stoïsynse filosofe, Zeno byvoorbeeld, wat die vader was van die Stoïsynse filosofie, so 4 eeu voor Christus, hy was ook 'n purperhandelaar geweest. So dis baie duur. So en dis net noble mense wat met ander woorde daai pers gekoop het. In Rome was die senaat, die senators, omtrent so 600 senators in Rome geweest, en hulle het almal kledingstukke gehad met 'n maroon purper band of rand. Dit het jy soort van gekenmerk as jy's deel van die senaat. So dis net met ryk mense. So sy was waarskynlik baie welvarend geweest. Ons eerste groot teken van 'n vrou wat baie invloed gehad het en baie ryk sakevrou heel waarskynlik. En die Here het vir haar vers waar is ons nou? Daar in die middel van vers 14 nog, né? Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak en sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê: "Aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom en gaan met my tuis." En sy het ons ooreed. So onthou die ons, né? So ja, van wanneer af sê Lukas ons? 16 vers? 10. Okay, maar 16 is mooi. Alright, julle is by. So van vers 10 af, dan praat Lukas van ons. So ons sien nou daarso, so hulle is ooreed. En by the way, as jy daai storieetjie lees, dan sien jy dit bestaan. Die eerste bekeerlinge in Filippi was net vroue. Ja, daar was aanvanklik geen mans geweest. En dis 'n hengse ding. En ek dink dis hoekom Lukas hierdie ding insluit, né? Want jy het nooit weer eens Joodse mans het nooit met vrouens gaan praat nie. Nie in die publiek nie. Jy het dit nooit gedoen nie. En jy kan sien net hier het Paulus en Paulus was 'n streng fariseer geweest. En so jy kan dit definitief sien, hier's 'n vryheid en 'n opheffing van vrouens wat toe hulle die vrouens teekom, dit maak nie saak nie, hulle is ook mense. Jy weet, soms bring jy van geen hulle. So jy kan dadelik sien daar's 'n herstel van die vrou se menswaardigheid, soos wat dit aanvanklik bedoel is in Genesis 1:26, dat albei die man en die vrou verteenwoordig die beeld van die Here. En so dis net vrouens wat tot geloof kom. As jy die brief aan Filippense lees, dan sien jy wel daar's nou hier en daar dan 'n paar mans ingeslyp. Die vrouens het obviously hulle mans saamgebring. Dis mos maar hoe dit werk. Jy weet, vrouens bring hulle mans tot geloof en bid vir hulle mans. Ons vrouens wat vir die gesin bid na die goeters. So vers 16, daar is Paulus dan in die tronk in Filippi en hulle daar 'n slavin teëgekom deur waarsêery, vers 16. Net bo dit, sy het 'n waarsêers gees gehad. Daar staan net 'n Pythiaanse gees. Toe ons slagveld van ons denke gedoen het so 'n paar kwartaale gelede, het ons daaroor gepraat. Wie van julle was daar gewees? So 'n paar okay, nie baie nie. Goed. So 'n Pythiaanse die Griekse die mite het so gelei dat Zeus, die vader van die gode, van die Olimpiese gode, het 2 arende laat vlieg. Die een van die een hoek van Griekeland en van die een van die ander hoek van Griekeland, en daar waar hulle ontmoet het mekaar, het hy beskou, dis die middel van die land. En daar in die middel van die land het hy 'n stad gestig, Delphi. En daar in Delphi, dis so hoog teen die berg, dis 'n ongelooflike scene, as jy daar bo staan, jy kyk af, jy kyk in so 'n vallei af, dis diep en beautiful. Het hy 'n groot tempel laat bou vir Apollos. En Apollos was die groot profetiese god gewees, en daar was altyd
'n oracle, né? 'n orakel is Afrikaans wat namens Apollos geprofeteer het. So die orakel het altyd gewoon in die tempel van Apollo. So mense het almal die orakel kom sien oor allerlei goeters. Moet hulle gaan oorlog maak teen hierdie ou, gaan hulle wen, gaan hulle nie in die orakel en dan gesê nee, ek dink nie met oorlog gemaak nie. Natuurlik het sy baie misvoorspellings gehad. Dit is vreeslik interessante stories van 'n ou, hy het haar gaan sien, groot maghebber, en toe sê sy, ek sien oorwinning, en toe gaan maak hy oorlog en toe verloor hy, toe kom hy en sê, wat het jy gesê? Toe sê hy, ek het gesien oorwinning, ek het nie gesê wie gaan dit wees wat wen nie. So dan was al daai goed gewees. Die saak waaroor mense die orakel die meeste kom sien het was, is my vrou swanger met my kind? Of iemand anders se kind? Dit was die mees gevraagde vraag aan die orakel. Okay, nou, wat het dit te maak met enigiets? Daai orakel het 'n klomp ander vrouens opgelei in die Pythiaanse kultus, né? Hoekom sê ek Pythiaans? Dis die Griekse woord wat gebruik word. Ken julle die woord python? Die Engelse woord vir slang of vir leislang? Dis 'n tipe van 'n slanggees wat in hierdie mense gewoon het. En so sy het hulle opleiding gegee en dan reg rondom die dan hulle 'n soort van hierdie orakels uitgestuur na ander tempels toe in die omgewing. En dan hulle namens die orakel in Delphi het hulle geprofeteer. So dis nou dis een van hierdie Delphi jy weet oracles waar sê geeste wat hulle nou hier so raakloop. En Paulus en het hulle hard geskree. Hierdie mense is dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir hulle hoe hulle gered kan word. Nou dis duidelik. Mense sê maar as hulle dan nou so half deur die duiwel besit is en deur jy weet hoekom sê hulle hierdie goeders, maar dis tipies van iemand wat demonies besit is. Weereens, jy verstaan dit mooi as jy weet al Lord of the Rings gekyk. Ek het nou sien wie van julle is opgevoed hierso. Goed, daar's hy. Baie beleese mense. Goed, julle het gelees op die fliek gesien. Onthou julle Gollum, daai klein silly mannetjie, hy praat baie keer van us, né? Van homself as us. They're against us. They are conspiring to kill us, né? So dis nou Gollum verteenwoordig 'n tipiese demonies besete dingetjie. Want die duiwel steel jou identiteit. So jy raak onseker van wie jy is. Jy weet later nie wat aangaan nie. So jy praat double tongued. Ekskuus vir die Engels. Jy praat uit twee stemme uit. Jy sê die ene oomblik dit en die volgende oomblik sê jy dit. So die ene oomblik is die gees nie werksaam aan jou en jy sien die waarheid raak, die volgende oomblik dan neem hy weer oor en dan is jy weer op 'n ander plek. So dis presies wat hier met hierdie vrou gebeur. Sy sê die hoorste goed. En sy het baie dae na mekaar gedoen totdat Paulus langer kon uithou nie. Ek sou baie vinniger dit nie gehou het nie. Hy het omgedraai en vir haar gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit daar uit. En toe sy nou daar uit en toe kom sy tot geloof, maar sy het vir die mense baie geld gemaak. Onthou nou, mense het sakke vol geld gebring om by die orakel te gaan hoor wat hulle sê. Dit was die eerste groot, jy weet, geld maak storie, ek bedoel, ek kom van die Ou Testament af, maar ja, hulle het baie geld betaal. As julle die fliek 300 gekyk het, die heel eerste ene, as julle sien, Leonidas klim ons daar op teen die heuwel, heel in die begin van die fliek, en dan kom ons by die oracle uit, en dan damp hy daai hele klomp goue muntstukke daar by die priesters, en dan voorspel sy nou, jy weet, moet hy opstand kom teen die Perseërs of nie. Hallo, 300, het julle gesien? Okay. Nie gesien het jy nie waar nie, mis nie veel nie, ek vra maar net. Goed, so toe die eienaars, die ander priesters van hierdie Apollo tempel is uiteraard baie kwaad. Vers 19, toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerheid toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle vir die stadsbestuur gebring en gesê, hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak met ons stad. Okay, nou ons ken hierdie storie, ons is eintlik al 'n paar keer teer hom. Dis al waar Paulus hulle verskriklik geslaan het, né? Ongelooflik terrible. Ons het dit weer eens ek het al die detail baie verduidelik in daai ene oor die slagval van ons denke. Julle kan dit maar net gaan kyk. En hulle sit waarskynlik daar in hulle eie urine en hulle stikkend geslaan soos in stikkend. En gewoonlik die tronkbewaarder wat hulle geslaan het. En hulle sit in vers 25 staan daar. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. So dis waar dit gebeur. En die ander gevangenes en hulle gesit en luister. Ek wonder wat hulle gedink het. Hierdie ons is 'n nat cases.
Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskit het en die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en die gevangenes se boeie het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik toe die deure van die tronk sien oopstaan het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Hoekom? Want as iemand ontsnap terwyl jy aan diens is, wat gebeur? Maak hulle jou dood. So hy maak homself liewer dood voordat die owerhede hom doodmaak, né? Want hulle hom baie keer sal hom dalk eers pak slag gegee het voordat hulle hom doodgemaak het. Want hy het gesien, het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie. Ons is nog almal hier, jy weet. Moenie worry nie. Ons is nog hier. Ons is nog al, jy weet." Nou, wie is die ou wat vir Paulus pak slag gegee het? Hierdie ou, né? Die tronkbewaarder, hulle is in Latyn genoem 'n lictor. En jy het in meeste dorpe het jy ten minste 12 lictore gehad. En hulle was baie trots op hulle slaanwerk. Hulle was professionele torturers. Wat ek weet nie wat se Afrikaanse woord vir 'n torturer nie. As jy weet dan kan jy vir my sê. So hulle was professioneel geweest en so die ou wil so hy lewe neem en Paulus sê nee, moet dit nie doen nie. Hy het voor Paulus neergeval in vers 30 sê hy het vir hulle van die buitekant af toe gevat en gevra: "Meneer, wat moet ek doen om gered te word?" En hulle antwoord hom toe: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin." So kan jy sien, vyandskap by Paulus bly nie. Vyande bly nie vyande vir die evangelie nie. As jy maak saak wat die ouens aan jou doen nie, jy hanteer altyd die ander persoon wat nou net hierdie afskuwelike goed aan jou gedoen het, hanteer jy as 'n potensiële bekeerling. Iemand wat die Here se genade nodig het. Iemand wat die Here se liefde nodig het. Paulus sê nie vir hom: "Hoor jy het my 'n bietjie seer geslaan, maar okay, maar moenie worry nie. Ek sal vir die evangelie." Hy praat nie eens daaroor nie. Is nie vir my issue nie. Hy bring net die evangelie vir hom. Glo in die Here Jesus. En dan kom die ouens natuurlik tot geloof en dan het hy sommer hulle wonde vir hulle gewas, so hy het hulle seer gemaak en hulle genees en die einde hulle medisyne opgesit en so aan. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Dis die einde van vers 34. Alright. En dan gaan die storie aan en dan beweeg hulle daar weg en dan in hoofstuk 17 dan kom hulle in Thessalonika. So ons sien in 17 vers 1 Paulus hulle het deur Amphipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis. Waar daar 'n Joodse sinagoge was. So weer eens, dis heidense gebied, maar onthou hulle gaan altyd eers in die Joodse sinagoge toe. Hoekom? Want by die Joodse sinagoge is daar verskeie soorte mense teenwoordig. Jode wat makliker aan Jesus sal vashou omdat Jesus die vervulling van die Joodse geloof is. En ons het gesê wat die tweede groep mense wat daar was? Proseliete, né? Mense wat heidene was wat die Joodse geloof nou aangeneem het. En wat is die derde ene gewees? Ja, heeltemal heiden wat Lukas noem hulle 'n snaakse ding. Godvreesers, né? So godvreesendes. So hulle is mense, hulle is heidene wat nog nie Jode is nie, maar hulle ondersoek die Joodse geloof. Hulle is geïnteresseerd. En hulle is natuurlik, jy weet, is baie ryp appels, ryp vrugte as jy die evangelie wil bring. Hulle is nog besig om te kyk in Paulus. En dis hoekom hulle by die sinagoge soveel moeilikheid opgetel het, want hulle het soort van hierdie ryp appels uit die Joodse sinagoge se hande uitgeneem elke keer. En dan is die Jode vir hulle baie kwaad. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarin gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daai het aangetoon dat Christus moet ly en uit die dood moes opstaan. 'n Woord vir redeneer is dialegeto, die stamwoord is dialegomai, dit beteken dis die woord wat ons die woord dialoog afgelei het, né? So dit kon dialoog beteken, maar die beter woord is redeneer. Hy het met die ouens hy het hulle probeer oortuig dat Jesus die Messias is. Vers 4: Party van die Jode het oortuig geraak en met Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godvreesende, daar's hulle, né? Godvreesende Grieke, God-fearers. Die Theophoboi word hulle genoem. Theo kom van Theos af, wat God beteken. Phoboi kom van phobos, wat vrees beteken. Die oi is 'n meervoud vir persoonlike aanhangsel aan die woord. En 'n getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig. Hoekom? Want hulle het ons lidmate gesteel. So is vandag ook so in die gemeentes, né? As jy ander se lidmate steel, as jy 'n groot moeilikheid. En het met hulp van 'n klomp niks werd leeggeleers 'n betoging op tou gesit. Dis altyd waar jy sien dit konsekwent. Die ouens wat die ouens wat die opponente van die evangelie is altyd opswepers en manipuleerders, né? Dis baie kenmerkend. Jy sien dit reg deur Handelinge.
dit is altyd mense wat opsweep. Vers 6, toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle toe sommer vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu, dis die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Is dit nie amazing nie? Dat mense van ons kan sê, ons bring die hele wêreld in beroering vir die evangelie. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en dat daar 'n ander koning is, Jesus. So hulle is sommer nou baie moeswillig want hulle speel die ouens nou af teen die Romeinse keizerkultus. Goed. In elk geval, intussen tyd, vers 10, sodra dit donker was, het die gelowiges vir Paulus en vir Silas na Berea toe gestuur. So daar's 'n moeilikheid hier so in Thessalonika, so die ouens gaan na Berea toe. Daar aangekom het hulle na die Joodse sinagoge toe gegaan, selfe storie. Mense daar was ontvankliker as die in Thessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die skrif ondersoek om te sien hoe dit is, soos Paulus sê. Dis die verantwoordelikheid van enige persoon wat na 'n prediker luister. Jy moet die skrif ondersoek om te kyk of dit is soos wat hy sê. Baie van die Jode het gelowig geword, ook heel party van die Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Toe die Jode in Thessalonika agter hoor dat Paulus die woord van God ook in Berea verkondig, het hulle ook daar oproer gaan stook en die mense opgesweep. Die gelowiges het dadelik na Paulus na die kus toe laat wegbring, maar Silas en Timoteus het daar agtergebly. Die mense wat vir Paulus begelei het hom tot by Athene gebring en toe teruggegaan met die opdrag van Paulus aan Silas en Timoteus om gou as moontlik na hom toe te kom. Vers 16, terwyl Paulus in Athene, alright, so nou moet julle weet waar is Paulus nou, né? So daarso is Berea, so waar stuur hulle hom nou tref hy al die pad af tot in Agaia en daar is hy nou in Athene, né? En 'n reël moet Timoteus hulle dat hulle hom daar gaan kry uiteindelik. So julle is met my, né? Julle bly by, né? Ekskuus, ek het my skedule is omtrent so ek kan nie onthou my naam is op die oomblik nie, so dat ek enigstens sin maak vanaand, hoop ek is waar. Ons sien in vers 16, terwyl Paulus in Athene vir Silas en Timoteus wag, het hy baie verontwaardig geword toe hy sien hoe vol afgodsbeelde die stad is. So Paulus het ontsteld geraak en dis 'n goeie ding. Jy moet ontsteld raak as jy sien mense aanbid verkeerd. Want dit is vernietigend. Hy het dis in die sinagoge met die Jode en die Godvreesendes geredeneer weer en elke dag op die stadsplein met die verbygangers gepraat. Nou hier sinspeel Lukas duidelik op Paulus as 'n nuwe Sokrates. Dit word van Sokrates gesê. Nou ons het geen dokumente wat Sokrates self geskryf het nie. Plato skryf Sokrates se verhaal. En as jy deur Plato se geskrifte luister, dan het hy Sokrates beskryf as iemand wat altyd in Athene op die stadsplein met al die verbygangers gepraat het. Gebruik letterlik dieselfde Griekse frase as wat van Sokrates hier gebruik word. Nou, Sokrates is ter dood veroordeel omdat hulle gesê het hy die jonge mense van Griekeland mislei met vreemde gode. En uiteindelik is hy ter dood veroordeel. Dit het 'n geweldige impak op Plato gehad. So as jy nou hierdie lees, enige Griek of iemand wat die storie ken wat hierdie lees, sal dadelik sien Lukas posisioneer vir Paulus as die nuwe Sokrates. Hy's die een. En hoorie, die wêreld het 'n ongelooflike respek vir Sokrates gehad. Trouwens vandag nog praat Christenfilosowe van ons 'n Sokratiese soort van geloof. Dat die filosofie van Sokrates gehad, hy het vrywilliglik uiteindelik sy lewe gegee, want alhoewel hy in die tronk was, sy studente het gekom om hom uit te breek uit die tronk uit. En hy het vir hulle gesê nee, dis nie wat ek doen nie. Ek is bereid om te sterf en het hom uiteindelik 'n beker gif gegee om te drink. Dit is maar hulle regstellingsmetode, die Grieke vir hulle eie mense, hulle eie burgers. En so Sokrates dood. So hy het vrywilliglik gesterf uiteindelik. En dit is blijkbaar 'n terrible dood wat jy krul vir ure van pyn van jou maag wanneer jy daai wat jy goed dit is bekende ding wat hulle gegee het. Nee, is nie arsen nie. Ek sal dit nou onthou en dan sal ek vir julle sê. En dan sien jy 'n interessante ding. So jy weet nou al hier kom moeilikheid want Paulus hy's in Athene, hy's in die groot stad wat vir Sokrates ter dood veroordeel het. So 'n paar wysgeere, dis eintlik maar net om te sê 'n paar filosowe, Epikureërs en Stoïsyne het met hom gestry,
Party het gesê, wat sou die praatjiesmaker tog wil sê? Ander het gesê, dit lyk of hy 'n boodskapper van vreemde gode. As jy dit lees, weet ek, Sokrates, hier's moeilikheid vir hom, hier's vreemde gode. Dis dieselfde rede waarom Sokrates te dood veroordeel is. So waar is Paulus op pad? Hy is moontlik op pad na dieselfde eindbestemming toe. So Lukas is besig om hom op te set. Dis omdat Paulus die evangelie van Jesus en sy opstanding verkondig het. So die Griekse woord vir opstanding is anastasis en een van hulle gode was Anastasia gewees. So die ouens was dalk 'n bietjie die mekaar oor, praat hy van 'n vreemde god of wat ook al, hy bring inderdaad 'n vreemde idee van God as hy oor Jesus praat. Vers 19, hulle het hom na die Areopagus toe geneem. Dit lyk tog of die toon vriendeliker was as met Sokrates hierso. En dan sê hy, kan ons te wete kom wat hierdie nuwe leer is wat jy verkondig? En dan sê hy vers 21, die Atheners in die algemeen en die uitlanders wat daar gewoon het hulle tyd aan niks anders bestee as om iets nuuts te hoor of te sê. Dit klink soos die ryk mense van Pretoria Oos. En dan staan daar, goed, so nou vat hulle vir Paulus, waar begin hulle in Athene? Op die markplein, op die stadsplein, die agora, waar jy waar al die idees verkoop is en waar jy handel dryf en so elke stad het 'n hoofstraat gehad van noord na suid. En in die middel van die stad, as jy die hoofstraat volg, dan kom jy by die agora. So as jy vreemdeling is in 'n nuwe stad, jy soek nie die hoofpad. Sien jy ook hier stap al die mense en dan volg jy hom net tot jy by die agora kom en as jy hulp nodig het of jy soek verblyf of jy iets om te verkoop of enigiets, dan weet jy dis die plek. So hulle vat hom nou van die agora af na die Areopagus toe. Die Areopagus is tussen as jy in Athene al gesien het, die Akropolis is 'n baie hoë berg met die tempel van Athene heel bo op en die agora is daaronder en die Areopagus of in Engels Mars-Hill, dit kom van Ares, die Areopagus, né? So dis die Griekse naam van die god Mars. So dis Mars-Hill of die Areopagus, so dis half tussen die twee gewees, so 'n ligte heuwel, so hulle kon krag trek uit al die gode. Hulle het so opgekyk na die Areopagus, na die Akropolis en het afgekyk na die agora wat vol stad afgodsbeelde en goedes was. So hierdie ouens wat besluite moes neem, dis soort van die stadsraad gewees van Athene. En hulle moes besluit, moes daar nuwe gode aanvaar word in die Griekse pantheon of nie. En wat is vreemd en wat nie. En is hulle wat vir Sokrates ter dood veroordeel het. So hier staan Paulus nou voor hulle, nou in vers 22. Paulus het toe aan die middel van die Areopagus gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat julle in alle opsigte baie godsdienstig is. So onthou hulle is net nou, was hy baie kwaad geweest toe hy al die afgoderry sien, hè? So wat doen hy nou? Nou gebruik hy 'n Grieks retoriese vorm van toespraak. Ek het julle gesê die eerste keer, net toe ons daaroor gepraat het. So, en wat doen 'n Grieks retoriese toespraak? Begin altyd positief. So as jy mense, ek sien dat julle alle opsigte baie godsdienstig is. Terwyl ek deur die stad loop en kyk na die plekke waar hulle aanbid, het ek ook 'n altaar gekry waarop geskrywe staan aan 'n onbekende god. So sien julle hoe briljant is hy hierso. Hy sê vir hulle, hy is in sy hart eintlik nog ontsteld, né? Nou, hoe bring jy die evangelie aan mense? Hoe is jy sensitief teenoor hulle? Sonder dat jy verloon die gevoelens van ontsteltenis wat jy in jou hart ronddra. So, hy moes vir hom vinnig self sê, okay, ek haat hierdie afgoderry, maar wat is die positiewe hier van al hierdie spulletjie? Okay, at least is hulle geestelik ingestel. Alright? Ek is ook geestelik. So, ons glo nie dieselfde goed nie, maar goed, ons ten minste het ons gemeenskaplike grond. So, julle, wow, ek kan sien julle probeer. Ek sien al hierdie tempels en goed. Obviously wil julle connect met die spirituele. Weet jy wat, ek het vir julle goeie nuus. En het julle 'n altaar aan die onbekende god? Nou, hulle het altaar aan onbekende gode gehad, want hulle was bang hulle mis van die baie gode wat daar was staan, en dan blindside, een van die gode lief van die kant af, en hulle weet nie hoekom, hulle ken nie eens die God se naam nie, of wat ook al. So het hulle altare opgerig vir onbekende gode. So as jy nou wonder of jy al die gode, jy weet, happy hou, dan offer jy in die altaar aan die onbekende gode, dan weet jy, ten minste is jy nou gecover, jy weet. So Paulus begin daarby, hy sê, ek sien julle erken, so julle wil spiritueel wees, want daarmee saam erken julle, dat julle 'n leemte het, dat daar iets is wat julle nie weet nie. Ek het vir julle goeie nuus, ek gaan 'n leemte vir julle vul vandag. Ek gaan vir julle sê wie hierdie God is, wat julle nie in glo nie, of wat julle nie van weet nie. En dan begin hy, en hy begin praat oor, daar's net een God, en hy is die skepper van hemel en aarde, en hy sê nie vir hulle, al die ander is vals nie. Wat hy doen is, hy vertel van die God van die Ou Testament, wat sy vervulling beleef het in die Nuwe Testament, en terwyl hy dit doen, dekonstrueer hy by implikasie die ganse gode wêreld van die Grieke. Né? So kyk hoe strategies is hy. Maar hy hou niks terug nie.
Hy praat aan die einde van oordeel, hy praat van bekering tot Jesus, hy praat van die opstanding, hy hou niks terug nie. Hy sê vir hulle presies wat hulle moet doen en wat moet aangaan. En hy sê vir hulle, die onkunde het God oorgesien tot nou toe, maar nou weet julle. Die tyd van onkunde is nou verby. Nou het julle nie meer verskoning nie. Nou moet julle jouself bekeer tot Jesus. Nou wat Paulus hier doen, wat baie interessant is dis die enigste teks. Gaan kyk 'n bietjie Handelinge 13 waar met die Jode praat, Handelinge 14 praat hy met die ouens in Lystra. Dis wel Grieke, maar is bygelowige Grieke. So hy skeer sommer daar sy klere en hy gooi 'n tantrum en hulle jy weet dit werk toe daar. Maar hier praat hy met gesofistikeerde mense. Athene was die hub gewees van die 6de eeu voor Christus af. Was die groot intellektuele hub van die antieke wêreld gewees. So hy praat hier met die Epikureane en met die Stoïsyne. So hy haal, dis die enigste teks waar hy geen Ou Testament aanhaal nie. Hy haal geen teks. Hy het wel Ou Testament teologie wat hy inbring hier, so nee, en natuurlik die Nuwe Testament daarmee saam. En dan sê hy in vers 28, want deur hom lewe ons, beweeg ons of bestaan ons. Daar haal hy een van hulle eie Griekse ouens aan, Epimenides, wat 7 eeue voor Christus geleef het. Hy het 'n gedig geskryf, wat sê, deur hom, en dit is eintlik Zeus, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. En dan sê hy, of soos party van julle digters ook sê, ons stam almal van hom af. Daai is 'n aanhaling uit 'n Griekse digter 3 eeue voor Christus, Aratus, wat 'n lang gedig geskryf het, Phenomena, oor boerdery. En daar sou sê ons almal stam eintlik van Zeus af. So hier kom Paulus en hy gebruik nie net geen Ou Testament nie, al wat hy aanhaal is hulle ouens. Maar hy gebruik dit om te sê, wie wat in hulle onkunde het julle ouens iets beet gehad. Hulle het dit glad nie heeltemal beet gehad nie. Hulle het net 'n gedeeltjie van die waarheid beet gehad, maar selfs in julle eie tradisie kan 'n mens sien daar's elemente van die waarheid, maar kom ek help julle, want hulle het nie geweet regtig wat hulle sê of om wie hulle praat nie. Hulle het gedink hulle praat van Zeus, maar God het eintlik bedoel dat ons dit moet toepas op Jesus. Is wat Paulus eintlik vir hulle sê. En hy sê, en dan vat hy sommer van daar af die trek en dan skiet hy na Jesus toe en dan praat hy van die opstanding en die bekering wat hulle moet hê en so aan. En dan sê in vers 30, God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou roep hy al die mense op oral om hulle te bekeer, want hy het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur 'n man wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het hy hom uit die dood laat opstaan. Toe hulle van die opstanding uit die dood hoor, het 'n paar hom uitgelag, maar party het gesê, ons sal weer hieroor wil hoor. Nou hulle reken, die antieke skrywers het nie sommer altyd goed direk en duidelik gesê nie. Hulle het altyd gesê, hulle het games gespeel wanneer hulle geskryf het. Maar hulle het by wyse van assosiasie, het hulle seker goed gesê. Want die Epikureane het daarvoor bekend gestaan dat hulle geensins in die bonatuurlike glo nie, dat hulle eintlik ateïsties is, maar hulle kon dit nie erken nie, want ateïsme was verbied gewees in Griekeland in die 1ste eeu. So, maar almal het by assosiasie geweet, dis eintlik die Epikureane. Die Stoïsyne was soort van geestelike skeptics, maar hulle en dit was 'n baie gemengde beliefs wat hulle gehad het. Hulle het meer in lewenswyse geglo as in die gode, maar almal het geglo jy moet offer aan gode ter wille van goeie burgerskap en om net die orde van die stad in stand te hou en so aan. So mense reken dat wanneer Lukas hierdie sê, party het hom uitgelag by wyse van assosiasie, moet dit die Epikureane wees, want hulle was skepties, hulle het nie die bonatuurlike geglo nie. Maar party het gesê ons wil weer hieroor wil hoor, en dit was heel moontlik dalk die Stoïsyne gewees. So het Paulus van hulle af weggegaan. 'n Paar mense het egter gelowig geword en by hom aangesluit. Onder hulle was daar Dionysius, 'n lid van die Areopagus, 'n vrou met die naam Damaris en nog ander saam met hulle. So Lukas vertel, in elke stad, op elke plek, op elke unieke situasie gaan die evangelie vooruit. En hierdie is 'n hoogtepunt in die tweede sendingreis en eintlik in hele Handelinge, want hier is die eerste keer wat hy met intellektuele mense praat. En die punt hierso is, hier word Paulus uitgebeeld as 'n hedendaagse, in sy tyd hedendaagse Sokrates, en die evangelie is intellektueel superieur bo enige Griekse filosofie. Dis wat Paulus hier uitbeeld. En weet jy wat significant? 2-3 eeue later is al hierdie filosofieë vervang met die Christelike geloof. 80% van Griekeland was Christelik gewees net 'n paar honderd jaar daarna. So dit is inderdaad so dat die evangelie van Jesus homself gestand gedoen het teen die Griekse filosofie. Nou sien ons interessant. So Paulus is nou daar in Athene.
En daar sal jy sien Korinthe is net 'n naby, is net oor kan die seestraatjie daarso. So dis so 80 km en jy kon met 'n skip ry of jy kon stap. Dit is baie om met ewe Jerome Murphy O'Connor sê hy het ding Paulus gestap, want as jy hoor hoe hy praat dan klink dit asof hy by 'n klomp landskappe gestap het wat ons heel moontlik van weet. So in hoofstuk 18 kry nou baie interessante ding. Hier is Paulus nou vir die eerste keer in Korinthe. So Korinthe, kyk so 'n bietjie daar. Korinthe is die mees, waar is ons nou? Daarso. Is die mees westerse. Dit lyk bietjie daar uit skaal uit, maar as jy op 'n aardbol kyk, as jy sien Korinthe is verder wes as daarbo. So dis die gedeelte verste wes waar Paulus ooit sendingwerk gedoen het behalwe Rome. Ons weet nie of hy in Rome was nie. Die kerkvader Clement van Rome sê Paulus was daar, maar hy is die enigste ou. Ons weet van niemand anders nie. Paulus self sê dit nie. Ons is nie seker nie. Maar is vanuit Korinthe wat Paulus later die Romeinebrief skryf. Wat lê verder wes van Korinthe af? Rome. So hy sit op die mees westerse plek. Jy sien dit in Handelinge 20. Hy skryf dit nie nou nie. Hy skryf dit later, want hy gaan terug na Korinthe toe in die derde sendingreis. En daar kyk hy terug in die ooste toe en hy sien, okay, ek het nou al hierdie goed gedoen, ek het die evangelie verkondig, die gemeentes gaan aan en hy begin sy oë wes draai en hy sê, wat moet ek doen? En hy skryf 'n brief aan die Romeine en hy sê vir hulle, ek wil nog graag by hulle uitkom eendag. En ek wil graag julle moet my help en my ondersteun om Spanje toe te gaan. Okay, maar dis vir later. So hy kom vir die eerste keer in Korinthe aan. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moes verlaat. Onthou jy daai keiser Claudius, die edik van Claudius in 49 na Christus, het hy al die Jode uit Rome uitverban, né? So Aquila en Priscilla was deel van die gemeente in Rome. Trouwens, later as hy Romeinebrief skryf in hoofstuk 16, dan praat hy van Aquila en eintlik van Priscilla en Aquila. Dis baie interessant as hy noem die vrou se naam, Priscilla se naam noem hy eerste, wat baie weird is. Wat vir ons sê Priscilla was heel moontlik die leier gewees van die tweeetjies. So sy die sendingbroek gedra, definitief. So hulle kom daar in so Paulus het hulle gaan opsoek, so vers 3, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. So hy ontmoet hulle daar, hulle is gelowiges, hy trek by hulle in, hulle werk saam, hulle maak saam tente. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoges met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. So sien jy 'n belangrike deel van evangelisasie was redenasie geweest, né? So Paulus het sy gesonde verstand gebruik, uit geredeneer met die ouens, uit hulle probeer oortuig. Vers 5, nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. En toe het hulle aanhou verset en toe waai hy. Vers 7, toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam van Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge, nie goeie nuus vir die sinagoge nie. Crispus, die hoof van die sinagoge en sy hele gesin het tot geloof gekom in die Here. Ook ander mense in Korinthe wat die boodskap gehoor het gelowig geword. Nou wil ek net gou kyk, so Paulus, vers 6, Paulus het 1 jaar en 6 maande lank daar in Korinthe gebly. Dis omtrent van aan die einde van die jaar 50 tot in die begin van die jaar 52. Was Paulus met ander woorde vir 18 maande in Korinthe gebly, en lank hierso gewerk. En dan, nadat Gallio gouverneur van Agaia geword het, het die Jode egter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man het hulle gesê, probeer die mense oral om God op 'n manier te vereer wat in stryd is met ons wet. Paulus wou praat, maar toe sê Gallio vir die Jode, as dit oor onreg of enige ernstige misdaad gegaan het, was my plig om geduldig na julle Jode te luister. Was dit my plig om geduldig na julle Jode te luister. Maar aangesien dit 'n redekabel is oor woorde en naam en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek geen regter wees nie. En daarna het hy hulle uit die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir Sosthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daar voor die regbank aangerand. Gallio het hom egter niks daaraan gesteer nie. Nou, histories is hierdie seker die belangrikste ding in die lewe van Paulus. Want
daar's net een manier hoe ons met relatiewe akkuraatheid Paulus se lewe en sy reise kan dateer. Julle hoor ek praat die hele tyd van 48, 49, 49, 50. Waar kry ons dit? As dit nie vir die gouverneur Gallio is nie, sou ons dalk nie so akkuraat kon bepaal presies waar en hoe en wanneer Paulus geleef het nie. Daar's 3 nou die enigste manier hoe jy storie kan dateer is daar iets in die storie wat jy kan verbind met reeds bestaande historiese feite. Né? Want anders kan jy nie dateer nie. So die historiese feit in die lewe van Paulus waarvan ons die heel sekerste is Gallio. Hy was ons weet hy was die gouverneur van Korinthe gewees in die jaar 51. Jy was net 1 jaar, was hy gewoonlik gouverneur. Hy was die broer van die baie bekende stoïsynse filosoof Seneca, wat in die 1ste eeu geleef het. En ons weet briewe tussen Seneca en Gallio, weet ons dat Gallio het nie sy volle jaar uitgedien nie, hy het net 4 jaar uitgedien want hy was siek gewees. So hy moes gou weer hy afstand doen van sy reise. Dan weet jy ook vir 'n nuwe jaar om aan te breek, in die winter het hulle nie getravel nie. So wanneer moes Gallio in 51 daar aanland? Ons weet dit was nie in die begin van die jaar 51 nie, want dit is net in die begin van die winter gewees. Ons weet dit moes in die tweede helfte van die somer gewees het, net voor die hawens gesluit het. So ons weet, Gallio moes in Korinthe gewees het tydens Junie en September 51. So in daai tyd moes Paulus voor hom verskyn het. So dis die historiese fout. So as jy nou weet, okay, so Handelinge 18 in Korinthe speel af iewers tussen of liewer Gallio was in 51 daar, dan moet jy net so 'n bietjie bereken, okay, so hoe lank moes Paulus dan wees? Hy het 18 maande daar gebly, so hy moes so einde 51 tot begin 52 daar gewees het. En dan is daar 2 ander goed. Die eerste een het ek klaar genoem, die edik van Claudius in 49. So dit weet ons ook, ons weet dit was in 49 gewees, dit kon 41 ook gewees het, maar die meeste historiese getuienis volgens Suetonius en Horatius is geskiedskrywers wat sê dit moes in 49 gewees het. En dan die derde feit wat ons redelik seker maak is ons kom nou daarby volgende week, is wanneer Paulus gevange geneem word in Handelinge 22, dan is in Caesarea in Jerusalem, in Judea, naby Jerusalem, is Felix die gouverneur. En dan word hy onthef en dan vir 2 jaar is daar nie 'n gouverneur nie. En dan kom Festus, is die tweede gouverneur wat dan weer Paulus se saak opneem. En ons weet Festus het gouverneur geword min of meer 59, 60 se kant. So as jy daai goed alles bymekaar sit, dan kan jy Paulus se lewe redelik goed dateer. Dit is net sommer net vir interessantheid. Alright. Te laat om te sê hulle wil dit nie weet nie. Okay, so dan sê hy voor Gallio, die Here bewaar hom eintlik hierso en so aan. En dan sien ons van vers 18 Paulus gaan terug Antiochië toe. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, so weer as jy kan sien, die tweede sendingreis lê klem op Griekeland, né? So hy praat wat in Filippi gebeur het, dan sien Thessalonika, dan sien Berea, dan sien Athene, dan sien Korinthe. En dan praat Lukas eintlik skaars oor Paulus se terugkeer. Hy sê dit, okay, en toe sy terug. Jy weet. So hy vertel nie verder wat gebeur het op sy terugkeer nie. So hy sien daarso hy druk daar by die ouens gebly. Hy het vir hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek, voordat hy in Kenkree, wat is Kenkree? Dis een van die hawens van Korinthe. Voordat hy in Kenkree aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny, omdat 'n gelofte wat hy afgelê het vervul was. Ons weet nie wat dit was nie. Alright, maar hy het een of ander gelofte aan die Here afgelê en toe besluit hy sy hare moet waai. Vers 19. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote verlaat. Daar is 'n belangrike punt, want die klem van die derde sendingreis is Efese. Dis eintlik alwaar die derde sendingreis regtig in detail praat. Hy sê wel waar Paulus oral was, hy was op baie plekke, maar Efese kry die klem. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote verlaat, so hy het vir Aquila en Priscilla in Efese agtergelaat.
En in die sinagoge ingegaan waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê as God wil, kom ek na julle toe terug. Hy is van Efese af weggegaan en in Caesarea aangekom. Daarvan af het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe Antiochië toe waar hy 'n tyd lank gebly het. Nou hierdie is baie belangrik want die meeste teoloë reken dat dit is Aquila en Priscilla wat die gemeente in Efese gevestig het. Daai 7 gemeentetjies wat Openbaring wat Johannes aanskryf, dit is heel waarskynlik deur middel van die sendingpogings gewees van die gemeente in Efese. Wie het die gemeente in Efese gebou? Aquila en Priscilla. Jy kan later sien in die 3de sendingreis as Paulus daar in Efese aankom, dan is daar 'n gevestigde gemeente, hulle gaan aan en dan bly hy 'n hele ruk daarso. Goed, dan sien jy daarso in die middel van vers 23, daarna het hy weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. So hier's nou sendingreis nommer 3. So hy's weer na Antiochië en hy's weer bo om hierdie keer, né? Is dalk seker net bang hy loop vir Barnabas hulle raak hierdie kant. So hy gaan om. By the way, van Barnabas hulle gepraat. Ek wou dit net nou gesê het. Hier's net 'n belangrike ding om te verstaan. Die goeie ouens is nie altyd almal aan dieselfde kant nie. Hallo, sê jy met my as ek dit sê? Paulus en Silas en Barnabas en Markus het skerp verskil met mekaar. Hulle het albei die Here se werk gedoen, hè. Hulle was albei aan die Here se kant, maar hulle was nie deel van dieselfde groep nie. Né, hulle was in oppositie met mekaar. Nie oppositie nie, sodat hulle mekaar geestelik teëgestaan het nie, maar hulle het so skerp verskil dat hulle partykeer geskei het. Dit is partykeer 'n deel van die realiteit dat groepe opregte gelowiges met mekaar verskil. En hulle so skerp verskil dat hulle partykeer teenoor mekaar te staan kom. Wie die movie gesien Captain America Civil War? Wie het dit gesien? Okay. Nou daar's 'n baie goeie voorbeeld. Jy die hele Avengers groep superheroes wat by mekaar kom. Daar's 'n politieke ding wat gebeur en dit split letterlik die opinie van hierdie hele Avengers span. Soveel so dat daar Civil War tussen hulle. Nou jy weet so Spider-Man en Captain America en 'n klomp van die ouens beklein teen Iron Man en Black Panther en ek weet nie wie nog almal nie. En dit breek jou hart om te sien dat nee, dis al my superheroes, hulle kan nie mekaar beklei nie, maar dit beeld iets uit van realiteit. Partykeer verskil die goeie mense met mekaar. En hulle is nie altyd aan dieselfde kant nie. Ek bedoel ons sien dit nou met Israel en Palestina, né? Dis dit nie so nie. Jy sien op regte gelowiges is weet party is mal oor Trump en party haat Trump en party dit gebeur. Dit beteken nie ons moet mekaar afskryf nie. Ons werk nog steeds vir dieselfde ding. Nou hier is interessant. Voor ons nou hoofstuk 18 voor ons in die 3de sendingreis kyk. Blaai 'n bietjie na 2 Timoteus 4 toe. Dis ek omtrent hier in die jaar tussen 63 en 65. Dis Paulus se laaste brief. 2 Timoteus 4. Vers 5 staan daar. Vers 6. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. So hierdie is die einde van Paulus se lewe. Dis die einde. Hy sê vers 7, dis half sy afsluitingswoorde amper. Hy sê, ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig entyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Nou kyk nou na vers 9. Probeer so gou moontlik na my toe kom, want Demas het die teenswoordige wêreld lief gekry. Hy het die pad verlaat en my verlaat en na Tessalonika toe vertrek. Crescens is na Galasië en Titus na Dalmatië toe. Net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou, want hy kan my tot groot diens wees. So wat het gebeur? They kissed and made up. Hulle het versoen met mekaar. En dis die een belangrike ding van die evangelie. Dis okay om tydelik vyande te wees. As ek sê vyande bedoel ek nie weet fundamenteel, weet op 'n diep essensiële vlak nie. Maar versoening moet altyd deel van jou doel wees. So Paulus en Barnabas het versoen met mekaar. En nie net dit nie.
Hy het regtig die waarde in Markus gesien. Markus moes homself bewys het langs die pad. En hy het gesien, jy weet, Markus was getrou. Ons het wel 'n meningsopinie 'n verskil gehad. Ek bedoel 'n meningsverskil gehad, maar Markus het homself blykbaar in Pamfilië waar hy gaan sending of liewer in Italië waar hy sendingwerk gaan doen het en so, en hy het homself bewys en hy en Paulus het weer versoen met mekaar. Dis interessant dat na daai split sien jy nooit weer Paulus saam met Barnabas nie. Maar jy sien hom wel saam met Johannes Markus. Blaai net 'n paar bladsye terug na Kolossense 4. Net 'n paar bladsye vorentoe. Voor 1 Tessalonisense. Dis nog so 'n paar jaartjies vroeër, nie te veel nie, so 59, 60. Dit kon ook baie vroeër gewees het. Dit kon ook wees dat terwyl Paulus in Efese was, as 'n nuwe skool van Nuwe Testament, jy sien wat jy hierdie brief kon ook geskrywe gewees het aan Kolosse, toe Paulus in Efese was. Dit is moontlik. In vers 10, Kolossense 4 vers 10. Aristarchos, wat hier saam met my gevangenes sit, stuur vir julle groete, ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar kom, by julle kom, het julle hom gasvry ontvang. Nee, so julle sien net weer dat hy het redelik vinnig met Markus versoen en hulle was op die ouene okay gewees met mekaar. Comments? Hoorie, maak alles sin. Jaag ek te vinnig deur hierdie goed. Is julle by? Okay, great. Ek's baie bly. Goed, waar was ons nou weer? Goed. Okay, so ons sien daarso in die helfte van vers 23. So goed, dan het hy weer vertrek, het ons gesê, deur die landstreek Galasië en Frigië, oral is die gelowiges besterk. So hy's nou deur Tarsus, Derbe, Lystra, Iconium, Antiochië. En dan staan dan vers 24. Intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. So onthou, wie's nou in Efese? Aquila en Priscilla, né? Goed. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het die leer, daar staan letterlik die pad van die Here. Hy het die pad van die Here onderrig. Hy het daarin onderrig ontvang en met groot geesdrif gepraat en ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het was net die van Johannes. Met ander woorde, hy was dalk deur van Johannes se disippels onderrig. Hy was net nie heeltemal volleerd in alles rondom Jesus nie. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek toe Aquila en Priscilla en Aquila, sien jy, daar's Priscilla se naam weer eerste, né? Dis in Romeine 16 ook so. Jy het nooit 'n vrou se naam eens genoem as jy 'n man se naam genoem het nie. As jy egpaar, jy het nie egpare genoem nie, jy het net die man genoem. Maar as jy die vrou genoem het, het jy haar altyd haar naam tweede genoem. Jy het eers die man gepraat want hy vorm die identiteit van hierdie gesin. Maar Paulus noem konsekwent vir Priscilla eerste. Wat vir ons sê definitief dit as mense hierdie goed raak sien, gaan jy baie goed, dan gaan jy dit miskyk, nê. Want dis ongekend in die antieke tyd. So dis duidelik dat sy 'n leidende rol moes gespeel het. So toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. So hulle het hom net so 'n bietjie afgerond en opgeskerp. Toe Apollos na Agaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en hom 'n brief gegee om die gelowiges daar te kom versoek. So wat se stad is in Agaia? Athene en Korinthe. Paulus was nou net daar. Het julle gehoor toe ons preek op Sondag in die kerk oor Korinthe? Wie was die tweede dominee wat Korinthe gehad het na Paulus? Apollos. Hallo, is julle met my? Ja, okay, ek is bly. Julle kyk mos, ja, natuurlik. Okay, sorry man, ek sal vinniger gaan. Jammer. Lyk my julle is voor my. Goed, so het hom aangemoedig, hulle het hom 'n brief gegee en daarna gaan hy Agaia toe. Hy gaan neem Paulus se werk eintlik in Korinthe oor. Totdat hulle hom en Paulus begin afspeel teenoor mekaar, toe gaan hy terug na Paulus toe. Goed. So nou breek vers 19 aan. So die derde sending, die klem van die derde sendingreis is grootendeels op Efese. Hier in Efese gebeur daar 'n klomp goetertjies. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. So daar wag Aquila en Priscilla nou vir hom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry van wie gevra het hulle die Heilige Gees ontvang toe hulle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor dat die Heilige Gees al gekom het nie, selle. Wat is oor doop het julle ontvang? Vra hy. Toe sê hulle doop van Johannes.
Toe sê Paulus vir hulle vers 4, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die naam van in die een moet glo wat na hom kom, dit is Jesus. So wat se gelowiges was hierdie gewees in Efese? Dit was Ou Testamentiese gelowiges, né? Nog nie van Jesus gehoor nie. Hoe weet ons dit? Wel, lees vers 5. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het hulle die Heilige Gees op hulle afgekom en hulle het ongewone taal of klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Dit was altesaam omtrent 12. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en wou nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die Here van die weg van die Here belaglik gemaak, die leer van die Here belaglik probeer maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het vir 2 jaar lank so aangehou. So in hoofstuk 19 sê hy het na ruk tot dit nog 2 jaar so aangegaan. In hoofstuk 20 sê hy het 3 jaar daar gebly. Okay. So dit lyk vir ons dat die totale tyd wat hy was omtrent so 3 jaar gewees, van 52 tot 55. Dit kon miskien laat 52 gewees het tot begin 56. Goed, en dan is daar die seuns van Skefa daarso. Julle kan daai stukkie maar net lees. Ek wil net gou hierdie gedeeltjie klaarmaak. En dan vers 21, baie belangrik. Na hierdie gebeurtenis het Paulus besluit om deur Macedonië en Agaia te reis na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek Rome ook besoek. Hy het 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agtergebly. Dis eintlik in Efese, né? Juist toe daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer, die weg van die Here, die pad van die Here. 'n Silwersmid met die naam van Demetrius het silverbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen toe bymekaar en sê vir hulle, mense, julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien ook en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak is nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om slegte naam te kry. En nie net dit nie, die gevaar is ook dat die tempel van die groot godin Artemis sy betekenis sal verloor. En dat sy van haar grootheid beroof sal word. Hierdie godin wat in die hele provinsie Asië en oor die hele wêreld vereer word. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskree, groot is Artemis van die Efesiërs. So, nou hierdie is belangrik. Artemis was in die hele Klein-Asië die belangrikste godin gewees. Sy was 'n magtige godin gewees. En sy het seker die mees imposante tempel gehad in Efese. Jy kan vandag, ongelukkig net as jy vandag na Efese toe gaan, Efese is die antieke stad wat die meeste opgegrawe is. 20% van die antieke Efese is opgegrawe. Nou as 'n antieke stad 5% opgegrawe is dit baie. So jy kan letterlik daar in die antieke hoofstraat afstap terwyl al die afgode tempel arches wat ingange en goeters en jy sien die goeie Nikkei se beeld en al die goeie, kom jy onder by die biblioteek van Celsus en draai regs en dan sien jy daar's 'n groot amfitheater. Daar's 2 amfitheaters, 'n baie kleintjie waar die politieke ouens bymekaar gekom het en die groote. En so hulle het op die einde daai teater bymekaar gekom. As jy kyk nie so waar staan dit. Einde van vers 31. Hulle het vir Paulus, hulle het ook partye van die hoë amptenare van die provinsie Asië was goedgesind was teenoor Paulus, het vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfitheater toe te gaan nie, want dis waar die ouens almal die mekaar skreeu, groot is Artemis van die Efesiërs, groot is Artemis van die Efesiërs. Artemis was so magtig. Wat ek wil sê is, as jy nou Efese toe gaan, ongelukkig is daar van die Artemis tempel net so 1 pilaartjie op wat net so staan. Dit is letterlik al. Hy het iets soos 127 pilare gehad. Wat 15 meter hoog was. Dit is huge geweest. En dan het haar beeld in die middel van hierdie tempel gestaan en het 'n klein beeldjies gemaak van hierdie godin. En dan as jy nou die beeldjie huis toe gevat het, dan het jy gesê nou is my lewe in Artemis. En jy die beeldjie in jou huis gaan sit en dan beteken dit nou is die hele huis en jou hele huisgesin is nou beweeg in die magsveld van die godin Artemis. Sy was so magtig beskou dat die tempel was 'n bank ook. So jy kon jou geld gaan belê in die bank. Want as Artemis jou geld oppas,
dan kan jy weet jou beleggings is veilig. Dit sal niks oorkom nie. Hoor jy, as ek hierdie al gesê het, stop my, hoor. Ek het verbeel my ek het vir iemand iewers gesê, maar ek kan nie onthou of dit julle was of nie. So as jy daar was een keer was daar 'n vreemde koning wat met sy hele weermag gekom het om Efese in te neem. En toe, al wat een ou gedoen het is, hy het 'n lint gevat en hom vasgemaak in een van die pilare van die tempel van Artemis tot by die see. En toe die koning by die lint kom en hy sien dis vasgemaak in die tempel van Artemis, toe draai om. Toe sê hy, ek gaan nie fight met Artemis nie. Jy weet dan gaan ek met Moses teekom. Hy's opdraai, het omgedraai en is weg. So Artemis het 'n ongelooflike mag gehad. Sy was die ene wat volgens oorlewering en mitologie natuurlik sekerlik baie demoniese betrokkenheid in Swan het sy die oeste van die mense verseker en so volgens die mense het sy veroorsaak dat die seisoene draai en dat jy weet goeie oeste kry en so meer. So dis nou hierdie spilletjie wat Paulus nou die Jode inmaak met die storie. So hulle het die hele tyd geskree, groot is Artemis van die Efesiërs, groot is Artemis van die Efesiërs, vers 28 is ek nog by, ek het nou vers 31 nou gelees, net gou terug na 28 toe, vers 29, die oproer het oor die hele stad gesprei, soos een man, dis nou nog mense, in die amfitheater toe gestorm, hulle het vir Gaius en Aristarchus, 2 Macedoniërs wat saam met Paulus was, gereis gegryp en saamgesleep. Hoor wat sê Paulus wou self met die skare gaan praat, kan jy glo. Sien jy hierdie groep mense skree in hierdie amfitheater, daai hele amfitheater kon duisende mense vat, né? Hulle skree magtig is Artemis van die Aseërs, weet magtig is Artemis van die Efesiërs, van die Efesiërs en Paulus is nie veel gefees nie. Hy moenie worry nie, ek sal gaan bedaar. Jy weet, hy's die ou wat die moeilikheid gebring het. Ain't gonna happen. Jy weet, maar hy sien hierdie net as 'n geleentheid. Jy weet, ek gaan vir hulle preek. As hulle net van Jesus hoor, gaan hulle kalmeer. Ek weet nie wat ek dink nie, maar anyway, was duidelik nie baie bang nie. So, dan het ons nou vers 31 gelees en dan vers 32. Almal het amfitheater, almal het mekaar geskree, ons het dit nou vir mekaar gesien. En dan sien ons vers 33, toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is. Hy het met die hand gewys dat hy iets wil sê vir die volk. Maar toe hulle merk dat hy 'n Jood is, het hulle byna 2 uur lank uit een mond uit aangehou skree. Groot is Artemis van die Efesiërs. Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring. Hierdie is een van die min toespraakies, daar's net 4 toesprake deur heidene in Handelinge. Net 4 en hierdie is een van dit. Die stadsklerk. Efesiërs het hy gesê, watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie. Niemand kan dit betwis nie. Bedaardes en moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierin gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof het of ons godin belaster het nie. Die hofsittings word gehou en daar is regters. As Demetrius en sy vakmanne 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar dan aankla. En as julle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word. Want ons loop die gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge waarvan vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal dit nie kan verantwoord nie. Deur dit te sê het hy die byeenkoms uitmekaar laat gaan. So hier's 'n ou, hy's self 'n aanhanger van Artemis, maar hy's redelik. En hy kyk nie die ding objektief uit en hy sê okay, ek hou nou nie van Jesus nie en van Paulus hulle nie, maar hulle het nie wet oortree nie. Hulle het net hulle goedjies kom doen, so hy bedaar toe die ouens, ek dink hy moet regtig 'n medalje kry. Ek dink dis 'n amazing prestasie wat hy so toon en so het hy en so die mense ontbind en in die volgende gedeeltjie hoofstuk 20 dan sien hy dat Paulus is dan gaan hulle Macedonië toe. So dit gaan ons volgende week na kyk. Dit is nou al half, maar dalk net is daar enigiets onduidelik is, enige vraag, enige comment wat dalk relevant net is. Ons gaan nie te vinnig deur dit nie. Julle is okay. Help my. Julle is reg alright, né? Okay. Ek wil nie ons moet te vinnig of te stadig gaan nie. So dan maak ons volgende week gaan ons verder met hoofstuk 20. Goed. Kom ek bid vir ons. Dan wil ons moet ons oë toesit. Ons vanaand nogal baie historiese goed hanteer en dink net so 'n bietjie vir 'n paar oomblikke met jou oë toe.
Wat het jy die Here hoor sê vanaand? Wat het vir jou uitgestaan? Dink net vir jouself. Here, dankie dat ons weer eens ons deur u woorde, deur Lukas se woorde kan gaan, Here. Ons weet dat u agter dit sit en dat u dit geïnspireer het en dat ons dit ook terselfdertyd as u woord kan beskou. En Here, wat ek nou net aan dink terwyl ons so deur hierdie verhale gaan, is hoe u kerk bewaar het en hoe u ten spyte van soveel teenstand en opstande en moeilikheid die mense vasgehou het en die evangelie so bewaar het dat ons vandag nog hier kan sit en dit kan glo en dat ons dit ons kinders kan oordra en dat ons u kan aanbid sonder enige regtig merkwaardige teenstand. Ek wil vir u vra, Here, dat u ons, elkeen individueel wat vanaand hier is, ons huise, die gemeente, gelowiges in ons land, Here, sal toerus dat ons dieselfde passie vir u sal hê. Ons wat Paulus in die vroeë kerk vir u gehad het, help ons om dieselfde opofferings te maak. Help ons om ook gelei te word, Here, deur u Gees soos wat hulle gelei is. Here, dankie dat ons kan deel wees van hierdie magtige beweging van die Gees wat op die oog af so kwesbaar lyk. Oral is Paulus hulle geslaan en seer gemaak en lywe is afgetakel maar Here, u evangelie kon net nie gestop word nie. En dankie, Here, dat u dit kragtig laat groei het ten spyte van allerlei magte en kragte in hierdie wêreld. Here, ook vandag. Ek weet nie hoeveel van ons vanaand hier sit, Here, sit op die oomblik miskien met onsekerheid, selfs vrees vir iets wat voor lê of iets wat kom. Ek bid dat u ons daar sal ontmoet vanaand, Here. Help ons om ons vrees te face, help ons om geloof te hê, help ons om aan u vas te hou. Dankie dat ons weet ons word vergewe. In ons geloof dat ek te klein is, begelei ons asseblief, Here, vir al hierdie volgende 2 weke nog, terwyl ons nog hiermee gaan klaarmaak. Lei ons asseblief vir 'n week, wees ons bedag saam met ons by ons werk, by die kantore, as ons remote werk vir die huise of waar ook al. Maak ons hande sterk asseblief, gee vir ons al u wysheid om ons lewens te leef met vervulling en met blydskap. Ons bid dit in Jesus naam en almal antwoord. Amen. Dankie julle.